Het jy al ooit gevoel dat groei moeilik moet wees? Asof jy altyd moet streef, anders raak jy agter. Maar wat as groei nooit bedoel was om 'n resies te wees nie, maar eerder 'n ritme? Vandag wil ek met jou deel oor die weg van genade en groei. Dit is 'n manier van leef waar jy nie jaag of meer eis nie, maar stadig ontvou, sodat jy saam met God kan loop, stap vir stap. Sagaria 4 vers 10 in die New Living Translation sê dit so mooi. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Dit is vir my so treffend. God verheug hom nie net wanneer ons klaar is nie, maar wanneer ons begin. Daar is 'n manier om te groei, wat nie soos 'n stryd voel nie. Dit is nie oor intensiteit nie, dit is oor doelgerigtheid. Nie om meer te doen vinniger nie, maar om dieper gewortel te raak in wie jy in God is en waar hy jou lei. Ek noem dit progressive overload living. Die idee kom uit die sportbedryf. As jy sterk wil word, begin jy nie met die swaar gewigte op dag 1 nie. Jy begin waar jy is. Jy lig wat jy kan dra. En stadig verhoog jy die las, soos jou krag groei. Dis presies hoe ons groei in gees, siel en liggaam. Nie deur van 0 na volmaak te spring nie, maar deur klein getroue stappies te neem. Genade is die atmosfeer waarin ons groei. En soos 'n boom groei ons dikwels stadig, onsigbaar, stil, maar die wortels verdiep. God is nie net besig met resultate nie. Hy bou volhoubaarheid. Hy vorm 'n lewe in jou wat gewig kan dra en storms kan weerstaan. En dit is waar heilige dissipline en sagte genade mekaar ontmoet. Titus 2 vers 11 tot 12 in die ou vertaling sê: Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Genade verwyder nie dissipline nie, dit verfyn dit. Dit nooi ons om doelgerig te leef, nie uit perfeksie nie, of prestasie nie. Miskien lyk dissipline vandag vir jou, soos 5 rustige minute in die woord, of 'n stappie in die natuur, in plaas van om doelloos te wees, of om net 1 eerlike lyn in jou joernaal te skryf, of om nee te sê wanneer jou liggaam of gees sê, dit is tyd om te rus. Hierdie dinge is nie klein nie, hulle is heilig, en elkeen is 'n saad. Laat God jou leer hoe om die pas van genade te eer. Jy hoef nie alles vandag te doen nie. Doen net 1 getroue ding. Dit is genoeg. Dit is groei. Kom ons bid. Here, dankie vir u sagte manier van groei. Dankie dat u my nie jaag nie, maar geduldig vorm. Leer my om die sagte diep werk wat u in my lewe doen, te vertrou. Help my om nie klein beginne te verag nie, maar om vreugde te vind in getroue stappe. Laat die genade my lei en dissipline my vorm. Nie vir volmaaktheid nie, maar vir u teenwoordigheid. Amen. As hierdie boodskap met jou gepraat het, nooi ek jou uit om te subscribe op hierdie kanaal en saam met my die pad van Living Weightless te stap. Want die weg van genade en groei is nooit 'n gejaag nie. Dit is gewortel.